Okay, ons gaan gou vinnig aangaan met die parabool, die kwadratiese funksie. So, as ek vir jou sê skets die volgende grafiek, dan weet ek dis 'n parabool. Hoekom? Want dit is 'n kwadratiese funksie. As dit kwadraties is, dan verwag ek hoogstens hoeveel x-afsnitte? 2. Okay, kom ons dink net gou eers oor die vorm van hierdie grafiek. Stap nommer 1. Kyk asseblief vir my na die a-waarde. Dis jou koëffisiënt van x kwadraat. Dis negatief. Verwag ons dat hierdie parabool konkaaf na bo of konkaaf na onder sal wees? Konkaaf na onder. Dit gaan 'n frowny face parabool wees. Konkaaf na onder, want a is negatief. Volgende ding, verwag ons dat hierdie parabool vertikaal opwaarts of vertikaal afwaarts geskuif het? Want daai, ja, ons verwag dat hierdie parabool 'n vertikale verskuiwing van 8 eenhede boontoe sal hê. As jy dink aan die moederfunksie van 'n parabool waaroor ons gister gepraat het, dan lyk hy so. Punt nommer 1, ons parabool het gereflekteer in die x-as, want a is negatief, en dan het die parabool 8 eenhede opwaarts geskuif, en dit is die effek van die 8. Okay, so die minus 'n half sê vir jou, jy reflekteer hom in die x-as, dan kyk hy afwaarts, en die plus 8 sê vir jou, jou moedergrafiek skuif 8 eenhede opwaarts, en dit gee dan vir jou die y-afsnit. So ek weet min of meer wat die vorm van my parabool moet wees, maar dit is nou nie genoeg om hierdie grafiek te skets nie. Jy gaan baie metodies werk. Wat jy gaan doen, is jy gaan altyd sê, kom ons bereken eers al die afsnitte met die asse. Die y-afsnit sal altyd wees waar x gelyk is aan 0. Dit weet ons van 'n reguitlyn funksie ook. So jy stel dan nou vir x gelyk aan 0. As sien jy y is gelyk aan 8. Jy hoef nie eintlik hierdie stap te wys nie, jy kon sien die y-afsnit is 8, want ek het vir jou gesê die geel waarde, die plus 8, dit is jou y-afsnit. Dit is jou vertikale verskuiwing. As 'n koördinaat, gaan jy vir my skryf 0 en 8. Nou, dis 'n kwadratiese funksie, ons verwag hoogstens 2 x-afsnitte. Om die x-afsnit te bepaal, gaan jy vir y gelyk aan 0 stel, altyd. Dit onthou ons ook van reguitlyn funksies in graad 9. As y gelyk is aan 0, dan het ons nou hierdie kwadratiese funksie gelyk aan 0, ons wil vir x oplos, jy gaan altyd faktoriseer. Ons faktoriseer. Okay, ek gaan nou die minus 'n half uithaal. Jy deel met ander woorde albei terme deur negatief 'n half. Jy deel albei terme deur negatief 'n half. Ons het 'n verskil van 4 kante. As dit 'n verskil van 4 kante is, dan faktoriseer ons dit as 2 identiese hakkies buiten vir die tekens. Een hakkie het 'n plus en die ander hakkie het 'n minus, né? So wat is my 2 oplossings vir x? X is negatief 4 of x is 4. As jy dit in koördinaatvorm moet skryf, sou jy sê negatief 4 en 0. 4 en 0. Ja. Ek het gesê, omdat ek minus 'n half uithaal as die grootste gemeene faktor, toe het ek my hele eerste term gaan deel deur minus 'n half en my hele tweede term gaan deel deur minus 'n half. Nou 8 gedeel deur minus 'n half. Keep change flip beteken 8 maal met negatief 2. Jy kan jou sakrekenaar ook gebruik, maar jy deel albei terme deur dit wat jy uithaal aan die voorkant. Okay, dan het jy nou 2 koördinate
So ons het y-afsnit, ons het x-afsnit, jy gaan na jou kartesiese vlak toe, jy trek gou vinnig vir jou net 'n grid. Actually, ek gaan nou eers my grafiek teken, jammer. Hy moet nou net bietjie mooier werk, hou net gou aan. Daar is beter. Jou y-afsnit 0 en 8. Jou x-afsnitte 4, 0, minus 4, 0. En daar het jy sopas 'n parabool geteken. So ja, gister het ons 'n tabel gebruik om die vorm van die grafiek te ondersoek, maar ons hoef nie 'n tabel elke keer te gaan trek en 40 punte te plot en te verbind nie. Jy bereken vir my die x-afsnitte, die y-afsnit, en dan dink jy aan die vorm van jou grafiek. Die eerste ding wat ek vir myself gevra het was, is dit 'n smiley face of 'n frowny face parabool? Dan is 'n kwadratiese funksie. As x gelyk is aan minus 4, gaan jy 'n y-waarde hê van 0, en as x gelyk is aan positief 4, ook 'n y-waarde van 0. Ja? Wie het my geroep? Jy verstaan nie die smiley face? OK, kom ons gaan. Ja. Nee. Andersom. Ek het gister gesê, as A positief is, dan sit smiley face. Hier het ek ook 'n paar positiewe A-waardes gehad. Alles is konkaaf na bo, alles is smiley face parabole. OK, toe doen ons 'n voorbeeldjie waar A negatief is. Daar het ons 'n minus 1 as A. Toe sit 'n afwaarts parabool, frowny face. OK, dis hoe ek weet hy kyk op of af, ek kyk na die waarde van A, die koëffisiënt van x kwadraat. OK, dit was die vorm van my grafiek, x en y afsnitte, moving swiftly along. OK, so nou, ek wil gou nou praat oor wat is my maksimum waarde van hierdie parabool? Wat is die hoogste punt, die y-waarde, wat hierdie parabool sal bereik? Die grootste y-waarde, 8. Kan almal dit sien? Kan almal sien dat hierdie parabool gaan op, maak 'n maksimum punt by 8 en dan gaan hy weer af. Kan julle dit sien? So, skryf daar vir my by. Jou maksimum waarde is 8. Ja, as ek sê waarde, sal dit altyd wees y. Ons sal nooit praat van, ja, wel, x is ook 'n waarde, maar ons praat gewoonlik van die maksimum waarde, soos in jou maksimum y-waarde. Ons kan ook sê dat hierdie parabool het 'n draaipunt by 0 en 8. Dit is die koördinaat van jou draaipunt. OK? Nuwe kennis. Het julle geweet, hierdie parabool is simmetries. As jy die parabool sou vou op die y-as, gaan hy presies op mekaar pas. So die simmetrie-as is die y-as, maar jou vergelyking van jou simmetrie-as
is x gelyk aan 0. Die simmetrieas is die y-as, maar as ek vir jou vra, gee vir my die vergelyking van die simmetrieas, dan gaan jy vir my gaan skryf x gelyk aan 0. Juffrou, hoekom? Want op jou y-as is elke x-waarde gelyk aan 0. Elke x-waarde is gelyk aan 0 op jou y-as. Dit is jou simmetrieas. Die parabool is presies simmetries. As jy hom so sou vou, pas hy perfek. OK, dis jou simmetrieas. Kom ons praat gou oor 'n funksie wat dalend of stygend is. 'n Funksie wat stygend is, het 'n algehele positiewe gradiënt of helling, né? Nee? En 'n funksie wat dalend is, 'n grafiek wat dalend is, het 'n algehele negatiewe gradiënt. Nou as ons dink aan ons parabool, dan is hierdie parabool stygend vir hierdie gedeelte. Hy styg aan die linkerkant van die y-as. Jy gaan moet berg opklim. Onthou, ons lees van links na regs. As dit jy is wat abseil hier op, van links na regs gaan jy opdraand klim. Ons funksie is stygend aan die linkerkant van die x-as, maar meer spesifiek, ons funksie, hierdie parabool spesifiek, sal stygend wees vir alle x-waardes kleiner as 0. Alle waardes aan die linkerkant van jou y-as is mos jou negatiewe x-waardes. So vir alle waardes links van die perslyn is jou parabool stygend. En dan vir alle waardes regs van die y-as of jou perslyn, jou simmetrieas, is jou parabool dalend. Kyk daar. So as hulle vir jou vra vir watter waardes van x is hierdie funksie dalend, dan gaan jy sê dit is dalend vir x, wat? Hallo? Vir x groter as 0. Die oomblik as jy positiewe x-waardes het, die oomblik as jy aan die regterkant van die y-as is, dan is jou funksie dalend, want dan gaan jy afdraand stap. Jippie, hier gaat jy. Dalend, van links na regs. OK. Ons gaan nog 'n voorbeeld doen. Moet ek hierdie neergeskryf? Alright. Stap nommer 1. Nee, opdrag nommer 1. Moet dit asseblief nie volgens skaal doen nie. OK? Jy gaan dit nie volgens skaal doen nie. As ek jou vra om hierdie grafiek te skets, gaan jy altyd begin met die y-afsnit en die x-afsnitte. Jy gaan dink aan die vorm van jou grafiek. Moet ek teruggaan na die voorbeeld toe?
Het hierdie grafiek 'n maksimum of 'n minimum waarde, wat dink julle? Minimum. OK. So, ons gaan terug na wat ons net nou gesê het. Ons het gesê ons kyk eers na die A-waarde. Net om te weet, gaan hierdie parabool op of af kyk? Is dit smiley face of frowny face? Smiley face. OK, so ek weet dit. Ek gaan dan my y-afsnit gaan neerskryf. My y-afsnit kan ek aflees. Watter kleur het ek net nou gebruik? Geel. OK, jou y-afsnit gaan altyd hierdie q-waarde wees. Om jou x-afsnitte te bereken, stel jy vir y gelyk aan 0. Kom ons stel vir y gelyk aan 0. Ons faktoriseer. Dis 'n verskil van 2 vierkante of 2 kwadrate. Dis my 2 x-waardes waarvoor y gelyk aan 0 sal wees. Dis dan ook my x-afsnitte. Nie volgens skaal nie. Please guys. Sê gou vir my, het hierdie funksie 'n maksimum of 'n minimum waarde? Minimum. Wat is die minimum waarde? OK. Minus 27. Maar terwyl ons hierso is, ek net gaan kyk hoe laat lê die klok, want ek wil gou definisie en waardeversameling met julle doen. Regtig. Die klok lui oor 2 minute. Ek gaan eers daar ophou.